Goeiemôre. My naam is Estie Geldenhuys. Vandag se datum is 23 April 25. Ja, April lê ook amper op sy rug. En wat 'n wonderlike voorreg om so vroeg in die môre andermaal hier buite te staan en met jou te kan gesels oor dit wat ons Vader op my hart lê. Ek wil jou net weer 'n keer die bevestiging gee dat ek nie hierdie besigheid doen oor ek lus is nie. Ja, natuurlik maak ons Vader mens gewillig en alles, maar ek doen dit in opdrag van ons Vader. En daarom is dit vir my intens belangrik dat ek aan hom gehoorsaam boodskappe sal oordra. En that's it. En ons het nou die laaste klompie weke stilgestaan by die geweldige geskenk van liefde en oorwinning wat ons deur die bloed van ons Messias ontvang. En nou is dit sekerlik van pas om behoorlik te kyk na dankbaarheid. Want na hierdie ontsaglike gawe van lewe wat deur die bloed van ons Messias kom, het ons nodig om net in ons harte, in ons emosies, ons koppe stil te word en te besef, ons het nodig om te kyk na dankbaarheid ten opsigte van hierdie geweldige geskenk. Nou, wat leer die woord ons, die woord van God? Wat leer hy ons oor dankbaarheid? Ek het 'n bietjie gaan blaai en ek wil vir jou voorhou Psalm 106 vers 1 as ook Psalm 107 vers 1. 106 lees so: Halleluja, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En dan Psalm 107 vers 1, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Met hierdie dubbele boodskap van lof aan ons Vader, kom daar elke keer die want. En hierdie want lei die rede tot dankbaarheid in. Want hy is goed. Luister ook weer, hoe lees Psalm 118? Eers is daar die algemene oproep tot die huis van Israel, en dan dit sluit niemand uit nie. Ook nie vir my en jou nie. Psalm 118, ek lees vir jou vers 1, 2 en 3. Loof die Here, want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die huis van Aaron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Mag ons dan sê asseblief Vader, dat u goedertierenheid ook vir ons tot in ewigheid is. Waarom moet dit so gesê word? Waarom moet ons dit ook so uitsê? Dit wat ons self met ons mond verklaar, bly lui in ons eie ore, en ons hart, en ons belewenis. Probeer dit, sê dit hardop, en kyk wat gebeur in jou hart. Dan raak die psalmskrywer meer spesifiek. Ek is terug by Psalm 118, en ek lees vir jou vers 4 en 5. Laat die wat die Here vrees dan sê, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Heerlike spesifikasie wat hy hierso gee, nee? Die wat die Here vrees. Vers 5. Uit die benoudheid het ek die Here aangeroep, en die Here het my verhoor in die ruimte. Met ander woorde, of ons roep uit eerbied, of uit benoudheid, ons moet weet, die Here is altyd goed. Ek lees verder uit Psalm 118 van vers 6 af. Die Here is vir my. En ek sit daar nakies by, daarom sal ek nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Die Here is vir my as my helper.
so sal ek dan neersien op die wat my haat. Die Here, dit is beter om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil, as om op edeles te vertrou. En die skrywer van die boek Kronieke stem hiermee saam. Ek lees uit 1 Kronieke 16:34. Loof die Here, want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Ook Paulus in die Nuwe Testament stem saam. 1 Tessalonisense 5:18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Watter rede het ons dus om in hom dankbaar te wees? Omdat God goed is. Ga sit weer stil by die verse wat ons pas gelees het. Die belangrikste is dit wat die woord ons leer. God is goed. In sy teenwoordigheid het ons niks om op 'n negatiewe manier te vrees nie. Sy karakter is bo verdenking. Onthou weer die skepingsverhaal en die refrein wat weer en weer verbykom, en toe sien God dat dit goed was. Die belangrikste aspek van sy goedheid bly waarskynlik steeds dat ons Skepper, Jahwe Elohim, bereid was om sy eie seun te laat betaal vir die sonde van die ganse mensdom. In hom geniet ons vryheid, maar ook in sy teenwoordigheid, sy direkte aanraking en gesprek, omdat hy uit sy goedheid sy seun as 'n offer gegee het. En ook hierdie seun was bereid om die prys namens die ganse mensdom te betaal. En weet jy, hoe meer ons dit sê, uitspreek, verklaar, aankondig, onthou ons dit, onthou kom tog deur herhaling. Elke keer wat ons dit onthou, bring dit dankbaarheid, verligting, selfs verlossing. Kan ons saamstem dat die eerste uitvloeisel van hierdie geweldige offer wat God die Vader as ook God die Seun aan die kruis gebring het, nie vir diself nie, maar vir die mensdom, van ons as eerste en belangrikste reaksie vra, dankbaarheid. Of ek baie het of min het, of amper niks het nie, niks van dit wat ek het, fisies of andersins, kan vergelyk word met die geskenk wat ons aan die kruis ontvang het nie. Mag die keuse ons lese wees. Leef dankbaarheid, omdat God goed is. Dankie Vader, dat ons kan saamstem met wat U woord ons leer. U is goed, en ons kies om dit voorop te stel ook in hierdie dag. Ons eer U. Amen.